Diana het ook 'n skadukant aan haar gehad. Ek sê altyd, kom ons wees nou ernstig hieroor. Ons kan nou skel oor koning Charles en sy hantering van hulle mislukte huwelik, maar wie was dit wat eintlik maar na die media gegaan het hiermee? Wie was dit wat self ook maar buite-egtelike verhoudinge gehad het? So met Diana is my benadering altyd, ek het haar jammer, ek het haar bewonder, maar 'n mens kan tog nie modder gooi met skoon hande nie. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Daniel Lotter, ek dink jy is waarskynlik vandag een van Suid-Afrika se beste storievertellers, skrywer van 'n handvol fantastiese boeke en 'n gereelde stem in Op en Wakker op RSG waaroor ons baie bly en bevoorreg is. Baie dankie dat ons vandag land en sand met jou kan gesels. Baie dankie Pieter, dis 'n groot voorreg en 'n goeie dag ook aan die luisteraars. Daniel, kom ons gesels eers oor jou jongste boek wat al uit is. Nie die een wat nou nog kom nie, ons sal daarby uitkom. Dis Waar die lammers nie suip nie. Net kortliks, as daar luisteraars is wat dit nog nie gelees het nie of nie die wonderlike resensies daaroor gelees het nie, vertel ons net kortliks waaroor gaan Waar die lammers nie suip nie. Waar die lammers nie suip nie was my eerste poging in die romankuns waar ek bietjie wegbeweeg het van my vorige werk wat hoofsaaklik in die nie-fiksie genre was. Ek het redelik gesoek en dis eintlik 'n storie op sy eie hoek by hierdie ene uitgekom het. Ek het redelik gesoek na 'n goeie storie omdat ek gedink het is dalk tyd om te werk aan 'n genre wat in Afrikaans 'n bietjie afgeskeep is oor die afgelope jare. En dis 'n genre wat ek kry nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor om eerlik te wees nie, wat genoem word fiction. Nou die Amerikaners, hulle tipies Amerikaans, hulle glo dis hulle uitvindsel. Hulle het gesê fiction is 'n fiktiewe of 'n fiksionaliseerde weergawe van ware gebeure. En hulle beweer Truman Capote het dit in 1960 uitgevind met In Cold Blood, daardie briljante roman van hom wat handel oor die klattermoorde in Holcomb, Texas aan die einde 50s. Dis natuurlik glad nie die waarheid nie, want Louis Leipold het al in 1926 fiction geskrywe met Die verbrande lijk, wat gehandel het oor die Stephanus Hoffleisch moordsaak in Richmond in die 20e jare. En daar was ander oor verloop van tyd. So ek het redelik begin soek na 'n goeie storie om so iets oor te skryf en ek het 'n hele paar gekry en het is nogal half komies hoe dit gebeur het dat ek toe nie die stories wat ek identifiseer het gebruik het nie, maar wel hierdie ene, want hierdie storie handel oor 'n insident wat plaasgevind het rondom die Kersnaweek van 1977 in die Karoo op 'n plaas. Dit was 'n tragiese gebeurtenis want dit het gehandel rondom twee families wie se verhale parallel geloop het met mekaar, die plaaseienaar en sy familie en die plaaswerkers en daardie familie. En dan is daar 'n jong dogter in die verhaal en dit speel ook af teen die wetgewing van die tyd met baie sterk klem veral op die destydse ontugwet en die implikasies daarvan. En uiteindelik het dit toe hier teen daardie Kersnaweek tot 'n baie tragiese voorval gelei waar daartoe 'n moord en 'n selfdood plaasgevind het. Ek het op die storie afgekom uit die feit daarvan dat my pa, wat in die polisie was destyds, die ondersoekbeampte in hierdie saak was, en dat hy 'n volledige afskrif van die oorspronklike saakdossier vir 30-40 jaar gebeere het, voordat dit in my besit gekom het. En waar dit toe interessant raak is dat ek het die saakdossier vir baie jare in 'n kas gehou, en in 2010, toe die skool op Vryseburg eeufeesviering het, is my ouers en ek self toe ook daar, en loop ons toe 'n persoon daar raak wat my pa herken. Sy was 'n jong dogter tydens hierdie gebeure, en sy het met my pa begin praat, en hy het haar gevra of haar ouma nog leef, baie bejaarde ou tannie, en en toe ons nou 'n besoek aan die aflê, toe kom sy nou uit met 'n stukkie inligting wat toen ter jare nie beskikbaar was, of wat sy nie bereid was om te deel nie, en dit het 'n totale ander dimensie aan die storie gegee. En toe die goed by mekaar kom, toe besluit ek nie, dis hy, kom ons skryf hom. So dis basies die stories agter Waar die lammers nie suip nie, en hy het in November verlede jaar by Protea Boekhuis verskyn. Daniel, hoekom het jy besluit om 'n roman te skryf? Jy het nou genoem dit is jou debuutroman of in die romankuns, jou ander boeke wat heerlike boeke is waaroor ons ook sal gesels, was
soos jy gesê het, nie fiksieboeke? Pieter, dit was ek weet nie of dit noodwendig regtig 'n wilsbesluit was nie. Ek moet eerlik sê ek het nog altyd gedink ek is nou nie heeltemal so slim soos my skryfmaats om 'n hele storie uit te dink en 'n fantastiese boek daaroor te skryf nie, soos wat Marlene Breitenbach of Sidney Gilroy, Jeanette Paul, Erla Diedericks en Elsa Winkler en die ander doen om 'n fantastiese storie van niks te maak nie. Ek weet nie of ek heeltemal al ooit die selfvertroue gehad het om dit te probeer nie. Wat wel gebeur het is dat ek 'n redelike aantal boeke geskryf het tussen 2020 en nou. Daar was 8 boeke in verloop van 5 en 'n half jaar wat almal nie fiksie was. So ek het half in 'n hoek begin voel. Dit het vir my, ek was nie heeltemal seker is daar nog iets wat ek daarmee kon doen nie, maar terselfdertyd wil ek aanhou skryf. Die drang is konstant daar. En ek het nie regtig geweet na watter kant toe nie. En ek het bietjie begin kers opsteek en onder andere Marlene Breitenbach, briljante vrou en 'n absolute mentor vir my, het vir my gesê probeer 'n nuwe genre. Dog toe goed, kom ons neem dit maar versigtig, dat ek nou nie pens en pootjies probeer inspring in totale fiksie nie, en dis hoe dit toe nou ontstaan het. En dit het vir my baie goed gewerk, hoewel ek gesukkel het daarmee. Ek het die boek 4 of 5 keer begin, ek kon nie regtig by 'n punt kom waar ek voel die storie loop nou goed nie. En toe praat ek eendag met Erla Diedericks en Erla noem toe vir my 'n interessante ding. Sy sê vir my, het jy daarin gedink om te begin skryf by die einde van die storie en nie die begin nie? En toe ek die slothoofstuk van die boek eers klaar geskryf het, toe hardloop hy sommer vinnig. En nou wag daar nog 'n boek oor so 2 of 3 weke kom die boek uit in Augustus, maar die boek het ook 'n storie. Ek dink die titel is sê mens Douwenis. Douwenis. Ja, Douwenis het 'n storie uit. Douwenis is een van my stoutste kinders. Douwenis het die wêreld vir my baie warm gemaak. Ek het afgekom op die verhaal van Karel van der Merwe van die plaas Douwenis in die Onder-Roggeveld. Dit is tussen die huidige Calvinia en Middelpos in die Antamwijk. Calvinia het in daai jare nog nie bestaan nie. Dis nog voordat die dorp aangelê is. Die naaste groot dorp aan die kontry was Clanwilliam. En hier in 1834, rondom die periode van die vrystelling van die slawe, die eerste verset teen Britse kolonialisme en die aanloop tot die groot trek wat 2 jaar later toe nou amptelik begin het, het daar 'n insident op hierdie plaasgevind. En die plaas Douwenis, wat vandag nou in die Handam bekend is as Bo-Douwenis en Onder-Douwenis, dis vandag 2 plase, en dit word ook anders gespel. Dit word gespel Downes in die Engels. In daardie tyd was die plaas Douwenis, Douwenes, so Douwenis, en die insident het daar plaasgevind rondom die dood van die vrou van Karel van der Merwe. Sy was baie jonk en sy is vermoor. Sy is in haar bed verwrig. En Karel, as 'n baie jong getroude man uit 'n gesiene familie met hierdie hele politieke en sosiale agtergrond van die pioniersgemeenskap rondom hom, is toe uiteindelik aangekla, verhoor en veroordeel en reggestel vir die moord. En dit was kort na sy 21ste verjaardag, so dit is 'n baie tragiese ding. Maar daar het 'n klomp goed gebeur wat tot hierdie dag toe twyfel laat bestaan of hy werklik skuldig was aan hierdie moord. Ek het die storie nagevors en ek het 'n hoofstuk daaroor geskryf in een van my vorige bundels, 14 maal moord of 17 maal moord, een van hulle. Maar ek het altyd gevoel die storie verdien meer. In die verkorte weergawe in een van die bundels kon ek skryf oor die moordsaak en die feite van die gebeure en dit was dit. Maar ek kon nooit regtig in diepte gaan in die interaksie tussen die verskillende gemeenskappe van die tyd, die inheemse Korana stamme, die slawe, die vrywerkers op die plaas en die verskillende sosiale vlakke van die boeregemeenskap van daai tyd. So dit kon ek toe in hierdie boek doen. En ek het hom goed nagevors en ek het hom deeglik geskryf en ek het vir hom klaar gemaak. En hy was hier aan die einde van verlede jaar toe nou gereed om gestuur te word na die uitgewer toe. En nou sê ek moes nou maar nie baie slim met die rekenaar goed nie, en om 'n hele verskeidenheid van redes het ek die finale weergawe van die manuskrip net op een eksterne hardeskyf geberge. En toe ek terugkom van vakansie af van Hartenbos af die 3 Januarie, terwyl ek besig is om die bagasie uit my bakkie te laai voor die huis,
steel iemand toe die sak waarin die harde skyf is en daar sit toe die hele manuskrip kwyt. En ja, ja, laat ons maar volstaan met dit was nie snaaks nie. Dit was nie 'n periode waaroor ek baie lus gehad het om te lag nie. Maar ek het heelwat aanmoediging gehad van weer eens my skryfkollegas en van ander wonderlike mense in my lewe wat gesê het die leer met jou navorsing is hier, die storie is vas in jou kop is 'n goeie storie, skryf die storie oor. En dit het ek toe gedoen en nou ja, nou as alles goed loop dan behoort Douwenes teen Augustus op die rak te wees. Die burger was ook daarbey betrokke op 'n manier en toe het dit net 22 dae gevat vir jou om dit te herskryf. Pieter, ja, man kyk, dit mos nou ons ouens wat nou uit die media agtergrond kom ken mos nou van komkommertyd hier in die begin van die jaar is as almal vakansie hou en die joernaliste moet werk en dan staan niks om oor te skryf nie. Jy kan ook nou maar net soveel skrywe oor die afgelope jaar se landbouskoue en dinge. So toe ek nou op die sosiale media sê luister as iemand dalk so 'n sak wat gesteel is in die Parel rondgewaar laat weet my tog ek soek na die ding en een van die joernaliste van die Burger het dit toe opgetel. Sy bel my toe en ek dink ja, dis komkommertyd, dis hoekom jy nou 'n storie hieroor vir die koerant wil doen, maar nou kla ou mos nie oor vooraf publisiteit vir 'n manuskrip nie. En sy vra toe na haar onderhoud vir my of die storie verlore is en ek toe nou heel filosofies sê nee, storie raak nooit weg nie, hy sal weer kom. En sy het die aanhaling so 'n bietjie gedraai om te laat lyk asof ek al klaar besig is om die boek oor te skryf. Op daai stadium was ek van plan om te vergeet van hierdie hele ding. Maar toe moes ek hom nou maar teen wil en dank oorskryf. En ja, toe gebeur 'n wonderlike ding na aanleiding van die beriggie wat toe in die Burger verskyn, kontak 'n man hier op Wellington my toe en hy sê vir my luister, die plaas het aan my skoonpa behoort, my swaarboer nou op die plaas. Ek en my vrou is daar getroud. Kom kuier by my, ek het vir jou inligting. En hy stel toe 'n klompie inligting oor die geskiedenis van die plase en die eienaarskap soos wat dit gewissel het van die einde van die 18de eeu tot vandag toe tot my beskikking. Dis goed dat ek nie gehad het nie. Dis dele van die oorspronklike boek waar ek 'n bietjie meer kreatief moes werk om die storie aan mekaar te hou. En met daardie inligting kon ek toe die storie soveel beter aanbied en was ek toe nou ook so geïnspireerd dat ek toe gaan sit het en die boek oorgeskryf het voordat die vakansie verby is. En dit het my toe nou omtrent 22 dae geneem. Daniel, kom ons praat bietjie oor jou grootwordjare. Al twee hierdie romans van jou speel nou af, ek dink min of meer in 'n streek. Jy het nou gepraat van die Handtam en dan het jy Vryseburg genoem, waar jy groot geword het. Vertel ons van jou grootwordjare. My grootwordjare was in die streek van die Groot Karoo wat ons die Nuwe Veld noem. Nou vir die luisteraars wat nie daarmee bekend is nie, die dorp, my tuisdorp is Vryseburg en dis 'n dorp wat lê op die kruin van die Nuwe Veld berge. Die omliggende dorpe rondom is Sutherland meer na die suidekant toe, Merweville, Loxton, Carnarvon, Williston, Beaufort-Wes ons naaste groot dorp. So as jy nou met die N1 van Kaapstad af noordwaarts ry, dan sal jy nou by Leeugamka links draai en dan so 90 km verder kry jy die Teekloofpas, pragtige ou bergpas en dan op die kruin van die berg daar lê Vryseburg. So dit is waar ek groot geword het. My ma se familie, die van der Merwe familie is vir 'n hele klompie geslagte al in daardie kontry. Die eerste van der Merwes het daar ingetrek saam met die aanvanklike trekboere hier rondom die 1780s. So die plaas waarop my oupa geboer het, is nou nie meer in die familie se besit nie, maar dis waar my ma en haar suster gebore is. Hulle was net 2 dogters. My pa se familie het weer uit die Oos-Kaapse Karoo gekom, oorspronklik van Somerset Oos-Jansenwil, en meer Peerston se omgewing. Maar sy pa, my oupa Rooijan Rebel, was sy bynaam in die Oos-Kaap. Hy was die langslewende Kaapse rebel van die Tweede Vryheidsoorlog. Hy het toe later jare in Aberdeen se distrik geboer. Sy plaas was een van die plase wat letterlik aan die dorp gegrens het. En daar is my pa gebore. Hy was die laatlam in 'n gesin van 6. Hy's polisie toe na skool, by die polisie aangesluit en toe is Vryseburg sy eerste standplaas. En dis waar my ouers ontmoet het en getroud is en daar is ek toe ook gebore en 5 jaar na my jonger broer. En toe het ons nou maar daar in die Karoo groot geword, so tussen die plaas en die dorp.
Ek wil nou net vra of jy broers of susters het en of hulle ook so met taal en stories en dinge doenig is. Een broer, soos ek sê, 5 jaar jonger as ek, onmoontlik eintlik om te glo dat twee broers so totaal uiteenlopend en verskillend kan wees soos ek en Johan. Ek dink hy het eendag vir my gesê ek wil nog eendag in my lewe 'n boek lees. So hy is heeltemal die teenoorgestel, heeltemal die teenoorgestelde. Hy is die praktiese man, hy is die sportman, hy is die man wat 'n lewe maak uit houtwerk en konstruksiewerk en die soorte van dinge. Ek is die boekwurm in die familie. In daardie opsig aard ek klein bietjie meer na my ma se kant van die familie. My pa se kant van die familie is meer die sportmanne en die praktiese ouens en so. Maar nee, ek en Johan verskil nogal heelwat. Ons is baie lief vir mekaar, maar ons verskil soos dag by nag. Hy's dag. Jy het toe op Vryseburg op skool gewees en tot 'n matriek. Nee. Ek het skool gegaan op Vryseburg tot in wat destyds nog omstaan het 5 jaar was. Deesdae praat hulle van graad 7. So hier teen die einde van my stand het 5 jaar is my pa toe verplaas George toe in die Suid-Kaap en het ek toe my hoërskoolloopbaan begin by die hoërskool in Teniqua waar ek toe ook matrikuleer het in 1991. En watse tipe kind was jy? Was jy 'n gehoorsame, voorbeeldige kind? Was jy rebel? Was jy so tussenin? Dit het afgehang van die dag van die week dink ek meestal. Nee, laat ek eerlik wees. Ek dink ek was 'n redelike soet kind partykeer, maar rebels, jy moet onthou ek was nou die naamgenoot van oupa Royan Rebel en rebelsheid het in die familie geloop. Ek bedoel oupa was 9 jaar oud toe hy die eerste keer tronk toe gestuur is vir verraad teen die Britse kroon. So daai rebelle bloed het al die jare geloop en dan nou van die Van der Merwe kant af het dit nie veel beter gegaan nie. Die Van der Merwes was veral in die politiek was die Van der Merwes voorbekleiers. Ek sal nooit vergeet hoe my oupa Van der Merwe voor die spieël in die badkamer staan en skeer in die oggend nie, maar sover as wat hy skeer is hy besig om 'n politieke vergadering toe te spreek. Hy oefen nou so lank vir die takvergadering wat nou later die week moet plaasvind. So daai rebelsheid was maar altyd daar. Maar ek dink nie ek was noodwendig 'n stout kind nie, maar ek was 'n nuuskierige kind. Ek het vreeslik baie uitgevra oor dinge en groot geword met stories en goed onthou en ja, soos ek sê, uitgevra en dinge uitgesnif en al sulke soort van goed gedoen. Ek was baie lief vir poetsebak en strepe trek vir mense. Ek doen dit vandag nog. So ja, ek weet nie of mense noodwendig moet sê ek was 'n moeilike kind nie, maar ek dink ook ek was die maklikste een nie. Sal maar hoor wat my ma na hierdie uitsending te sê het. Was die Van der Merwes natte of sappe of was dit voor die tyd van die natte en die sappe? Natte broer, nee waternat, die hele lot van ons, van jongs af, hier in die, ja nou vertel ek 'n ander storie, maar hier in later jare, nou onlangs hier in die afgelope 10 of 15 jaar, was daar toe 'n verkiesing waar my broer toe vir 'n spesifieke party stem en ek nie, en hy was vir my verskriklik vies omdat ek sê, nee my magtig man, jy's nou die eerste sap in 4 geslagte in hierdie familie, en hy het glad nie daarvan gehou nie. En na skool, wat het jy gedoen na jy klaar gematrikuleer het by Outeniqua? Die jaar net nadat ek matrikuleer het, toe trek ons alweer. Kyk, polisman se kind, ons het so geweet van trek, as my pa by die huis kom en hy sê verplasing, dan weet ons al wie moet wat inpak. Ons het rondgetrek, iets verskrikliks, en dit was toe in my matriekjaar wat my pa toe weer eens verplaas word, hierdie keer toe na Oudtshoorn toe, na die polisie opleidingskollege op Oudtshoorn. Ek was pas klaar met skool, en ek wou toe onmiddellik gaan studeer, en om 'n hele klomp verskeie redes wat plaasgevind het, kon ek toe nie onmiddellik gaan studeer nie. So ek het toe nou ook maar ingeval by die polisie college en ek was toe vir 'n jaar gestasioneer in die opleidingsmenasie waar ek bietjie met die gasvryheidsindustrie en goed te doen gehad het. En die jaar daarna het ek toe nou teologie begin studeer en dit toe deeltyds gedoen, maar deur die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hooronderwys, nou Noordwes Universiteit. So ek het my teologiese kwalifikasie toe gedoen. Jy weet die Here is wonderlik, hy weet presies wat om te doen met 'n mens, want ek dink hy het vooraf al geweet dit sal 'n vreeslike fout wees om my op 'n gemeente los te laat. Ek dink kerkskerings sou gekom het lank voordat dit gekom het as ek uiteindelik regtig in die bediening beland het.
Dit het toe nie so gebeur nie. Ek het toe om die waarheid te sê in die uitsaaiwese beland. Ek het toe in die radiowese beland en toe was ek betrokke met gemeenskapsradio vir 'n hele klompie jare. So dit was die pad onmiddellik na skools. En by watter radiostasie het jy toe gaan werk en watter tipe programme of was dit kontinuïteit of hoe het dit gewerk? Hele klompie goedjies gedoen. Ek het klein bietjie kort by die destydse SABC gewees. Daarna gemeenskapsradio, maar die grootte was eintlik maar hier rondom 1998 met die 3de of die 4de Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Nou Gerard Geertsema wat die laaste hoof van Truk was voor die ontbinding van die destydse kunsterade, is toe Oudtshoorn toe en saam met Paul Eilers en Paul se vrou Marina Moller wat destyds die Transvaalse redaktrise van SARI was, het hulle toe Suid-Kaap stereo begin op Oudtshoorn. En dit is waar ek toe nou regtig my voete gevind het in die radiobedryf. Ek het heelwat gefokus rondom nuus en aktualiteit, nuus lees en die tipe van ding, profielprogramme gedoen, tematiese programuitsendings, hoorbeelde, musiekopstelling, heelwat administrasie rondom programskedules en al die verslaggewing. Ek dink nie altyd luisteraars besef hoeveel administrasie daar rondom 'n uitsending is nie, om byvoorbeeld al jou musiek wat jy in 'n uitsending speel te moet opteken vir die Suid-Afrikaanse Musiekregteorganisasie. Dit moet weekliks ingedien word. Jy het skedules van advertensies wat op 'n spesifieke oomblik gespeel moet word en as jy die advertensie mis, is dit 'n probleem. So dit was alles deel van my werk destyds en dan ook opstelling van nuusbulletins en die soort van ding. So dit het ek vir 'n paar jaar gedoen, aanvanklik eers in die Oudtshoorn ateljee, wat lekker was want dit het my toe ook toegelaat om betrokke te wees by Arbeidsgenot en die Langehoven Gedenkfonds, Langehoven se nalatenskap. En toe op 'n later stadium terug George toe na die ateljee wat ons op George gehad het. En dit was toe nou my nering tot hier rondom 2003. En was dit vir jou lekker om by die radio te werk? Want as jy stories in Op en Wakker vertel wat in die 2 keer wat ons nou reekse met jou gedoen het, dan klink dit asof dit vir jou die lekkerste ding op aarde is. Johan Verreyne het eendag vir my gesê, kyk, Johan was 'n legende in die uitsaaiwese in die jare 70 en 80 en toe is hy uit die uitsaaiwese in die boekhandel beland en toe sluit hy weer by ons aan in Suid-Kaap stereo. En die eerste dag wat Johan instap, toe sê hy hoop hy kan dit nog doen en hy gaan sit agter die mikrofoon en hy lewer 'n uitsending wat absoluut sonder gelyke is. En toe hy uitstap, toe sê hy 'n mens verloor dit nooit. Jy bly lief vir jou eerste liefde. En dit is presies wat die geval by my ook is. Die mikrofoon in die ateljee en die uitsaaiwese bly my eerste liefde. Dit sal altyd wees. Ek het nou genoem en in resensente skryf dit ook dat jy 'n meester storieverteller is. Kom dit maar uit die soort van die Karoo agtergrond uit of is daai, ek dink dit was 'n Griekse geograaf Strabo wat gesê het geography is destiny. Kom die storie vertel wat jy so uitstekend doen, kom dit maar uit daai omgewing uit jou grootwordjare uit? Ek dink dit het 'n groot rol daarin gespeel, ongetwyfeld. Ek was 'n baie bevoorregte kind in die sin dat ek 2 oupas en 2 oumas gehad het, plus 'n oupa grootjie en 'n ouma grootjie. So ek het eintlik 3 van elk gehad. My ma se oupa en ouma het nog geleef. Ek en oupa Daan Geldenhuys was groot maats. Ek was sy eerste agterkleinkind en ek is op sy 75ste verjaardag gebore, so ons het saam verjaar. En hy was 'n storieverteller by uitstek. Oupa Daan kon vir ons spookstories vertel kleintyd totdat ouma Hetty altyd gesê het, jy gaan maak dat hierdie kinders vannag nooit slaap nie. Oupa Daan het die vermoë gehad om in die middel van 'n gesprek iets op te tel en skielik 'n fantastiese storie te onthou en dan vertel hy die storie. En ek kon dit eenvoudig nie weerstaan nie. Toe ek nou heel klein was en van die ander kinders speel buite, dan het oupa Daan altyd gesê, wat sit die ouetjie dan so in haas oor gooi hier? Want dan sit en luister ek nou stories wat oupa vertel. So ek het groot geword met die tradisie van storie vertel en dit was net altyd vir my lekker om stories met mense te deel. Daniel, as mens kyk na jou klomp boeke wat jy nou genoem het van 2020 al verskyn het, is dit 'n verbuisterende uiteenlopende onderwerpe met jy het 'n verbuisterende algemene kennis. Dis dinge wat nie voor die hand liggende kennis is wat jy nou gister in die koerant gelees het en so aan nie. Lees jy permanent? Waar tel jy die stories op? Ja, ek is een van daai mense wat baie keer tot 3 boeke gelyktydig lees.
Daar lê altyd 'n boek voor die bed en daar's altyd een in my omgewing en daar's altyd een in die voertuig as ek iewers heen moet ry en ek is vroeg vir 'n afspraak, dan sit en lees ek. So ja, ek lees verskriklik baie omdat ek heelwat met mense werk vanweë my betrokkenheid ook by die Breitenberg Sentrum op Wellington, die Boardinghuis Theater, die Arbeidsgenot Komitee Langehoven Gedenkfonds en heelwat boekbekendstellings doen, boekgesprekke met ander skrywers en so is ek gedurig in kontak met mense wat na my toe kom en sê, hoor hier's 'n wonderlike storie, ken jy hierdie storie? En dan berg ek hom net daar in my korttermyn geheue en as ek by die huis kom dan maak ek 'n vinnige nota daarvan en ek berg dit. So daar's altyd 'n klomp stories wat lê en wag om vertel te word. Ek kom terug daarna en ek kom telkens terug daarna. En ek berg hulle ook volgens verskillende onderwerpe. Ek sal byvoorbeeld goed berg onder spookstories of goed onder interessante karakters of iets. Nou die dag op Robert se 'n boekgesprek gehad en daar kom 'n dame na my toe. Sy sê vir my as jy nou vanmiddag terugry Boland toe, dan kyk jy gou-gou op hierdie spesifieke plek staan daar 'n laning bloekombome. Wat is nou interessant daaraan? Sy sê nee, koning George VI het daai laningbome daar geplant met die koninklike besoek en ek dink by myself, ek ry die afgelope 20 jaar 4-5 keer 'n jaar by die laningbome verby en dis net 'n laningbome. En skielik is dit 'n storie. Dis 'n lekker storie. So dis die manier hoe ek by hierdie goeders uitkom. Kom ons gesels net gou oor jou debuutboek, kortverhaalbundel, Die Groot Pad is 'n grondpad. Vertel ons daarvan waar die boek ontstaan want dit is my ontsettend mooi titel. Ek het al hierdie klompe stories oor die jare opgeteken. In die uitsaai jare het jy baie keer te doen gehad met luisteraars wat vir jou bel en sê, hoor, hier's nou 'n interessante storie. En dan gebruik ek die uitsaai medium om te sê, hierdie storie het by my uitgekom, ken iemand anders iets meer rondom hierdie karakter of hierdie storie? So gemeenskapsradio was 'n fantastiese medium om lekker stories bymekaar te maak. Ek het die stories geberg, baie stories oor die Karoo gehad. En uiteindelik het ek nadat ek teruggekeer het uit Europa, ek was tot so die einde van 2006 in Europa, Londen gewoon, teruggekom en ek het hierdie klomp goed en ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Die sosiale media is toe 'n baie lekker platform daarvoor. Ek het toe begin om die stories te skryf en op my Facebook profiel te laai en mense het begin aansluit daarbey en het die stories begin deel en op die manier is daar toe 'n ongelooflike begaafde jong man wat die blad van my begin volg. Kerel met die naam van Morney van Rooyen wat destyds vir KFM in Kaapstad gewerk het. Morney het die goed begin volg en hy, gebore Bolander, raak toe nou geweldig geïnteresseerd in die Karoo en soveel so uit my klomp stories dat hy toe besluit hy wil die Karoo gaan ontdek. En Morney ry toe oor 'n naweek met, van alle dinge kan jy glo, 'n Ford K motortjie. Die Tankwa deur Karoo toe en hy kom op Vryseburg en hier is hy nou by my geboortedorp met al die stories wat ek daarvan al vertel het. En Morney was so verlief op die dorp dat hy toe vir my huis daar koop. En hy kontak my, hy sê vir my, ek het nou vir my huis op Vryseburg gekoop. Morney, om wat mee te maak? Jy's 'n Kaapenaar, watter huis? En hy noem vir my. En ek sê vir hom, daar's 'n geskiedenis agter daai huis. Volgens oorlewering is die huis gebou deur John Cormack, die boukontrakteur wat die eerste kerk op die dorp moes kom bou en hy het verlief geraak op die Karoo, hy het daar gebly en geopen in 1854. Hy het die huis gebou en sy vrou was verwant aan Olive Schreiner en volgens oorlewering is 'n gedeelte van The Story of an African Farm in jou huis geskryf. En net daar sê Morney vir my tot hier toe en nie verder nie. Jy kan nie met al hierdie goed in jou kop loop nie. Dit moet geskrywe word. Ek sê maar hoe en wat? Hy sê vir my hy bedank wanneer hy terugkom in die Kaap want hy het 'n posaanbod gehad van Nicole Stassen by Protea Uitgewers. Hy gaan vir Protea werk en die boek wat ek nou gaan skryf binne 3 weke, sê hy toe nou, gaan die eerste boek wees wat hy gaan doen. En dis hoe Die Groot Pad is 'n grondpad toe nou op die rak verskyn het. Nou die wonderlike ding is, Morney was my boekredakteur vir my eerste 6 boeke. Ons is weekliks soms meer met mekaar in kontak. Ons is beste vriende. Hy werk nou vir 'n gemeenskapssender in Bloemfontein. En ons het mekaar tot vandag toe nog nooit persoonlik ontmoet nie. Dis hoe Die Groot Pad is 'n grondpad toe nou verskyn het. En dan Dwars, die boek oor rare karakters en so aan. Hoe die boek gebeur? Kyk, die boeke wat net na Groot Pad is 'n grondpad gekom het, was almal uitvloeisels van Groot Pad. Ek het so baie stories gehad, Pieter. Ons het nie geweet wat ons moet insit in die boek en wat nie. So ons het dit toe nou maar ingedeel in goed soos spookstories en minder gawe karakters en mooier karakters en lekker stories.
En daar lê nog steeds berge van hulle wat nie in die boek is nie. En toe besluit ons gaan die onderafdelings van die Grootpad neem en ons gaan 'n boek, nog 'n boek doen oor elke een van die. So onmiddellik na die Grootpad is 'n grondpad het toe gekom 17 maal moord en 14 maal moord en toe ware spookverhale en gedagtes en gedoentes wat nou gegaan het oor die meer moordverhale en goed, maar dit het nou die hele land gedek. Dit was nou opspraakwekkende sake deur ons geskiedenis landwyd. En dieselfde natuurlik nou met die spookverhale boeke. Toe is daar nog steeds 'n klomp stories wat nou nie spooke is en is op die moordenaars nie, maar dis mense oor wie mense kan skryf. En dit was hoe ons toe dwars geskryf het. So ons het daar gedoen 6 boeke. 6 boeke in 'n periode van 'n bietjie meer as 4 jaar. So ek was redelik moeg toe dwars klaar is. Ek wou 'n breek neem en die persoon wat my toe nou daar in die wiele ry met die beplande breek van skryf is toe nou ou Queen Elizabeth. Sy gaan toe nou dood. Wat niemand moes nou gedink het in ons leeftyd gaan gebeur nie. Ek bedoel die vrou was mos nou maar daar en sal sy dan nou ooit iewers heen gegaan het, maar sy gaan toe nou. En toe skryf ek nou maar 1 of 2 goedjies oor die tradisie van opvolging met dit, want ek besef daar's niemand onder die ouderdom van 80 in hierdie land of in die wêreld wat 'n troonopvolging in Brittanje ooit beleef het nie. En die reaksie op die sosiale media daarop was toe van so 'n aard dat Nicole Stassen toe vir my sê, jong, ek het geweet dit gaan iewers gebeur, ek het nie regtig lus gehad daarvoor nie, maar skryf nou maar vir my 'n dekselse boek oor koninklik is. En toe doen ons nou Blou Bloed. Blou Bloed is ook 'n verstommende boek. Dis ook die boek wat jy, ek dink die eerste keer in Op en Wakker 'n reeks oor gedoen het. Daar is verskriklike interessante stories. Dit is nou almal wat verband hou met Suid-Afrika, maar waar kom jy aan al jou inligting oor die koninklikes en het jy nog altyd 'n belangstelling in koninklikes gehad? Ek het 'n belangstelling daarin gehad en ek sê altyd dit begin dink ek in my CB of deesdae nou graad 2 jaar op Vryseburg in die Karoo wat ons CB juffrou vir wie ek vandag nog vreeslik lief is en baie kontak mee het, mevrou Antoinette Sieberag en sy was destyds Antoinette Stip. Toe nou op 'n oggend vir die hele klas sê, hoor jy, ons gaan nou hier deur die skool se agterplaas, dan stap ons oor na die skoolkoshuis se eetsaal toe, want daar's nou iets wat vandag op TV uitgesaai word wat almal van ons moet kyk. Toe is dit nou Charles en Diana se troue. Nou ek weet nie of juffrou Stip of mevrou Sieberag gedink het dit gaan nou vreeslik baie tot ons opvoeding byvoeg en of sy eintlik maar net graag die troue wou kyk nie, maar dit het ons toe nou gedoen. En dit het my geweldig geïnteresseer, al daai tradisie en goed, selfs op 8-9 jarige ouderdom, het die tradisie en die pragt en praal daarvan my geweldig geïnteresseer. Toe op hoërskool by Outeniqua het ek 'n media-onderwyser, biblioteekonderwyser gehad, 'n wonderlike man, meneer Arjan Meyer, sy is 'n gebore Hollander, en hy het eendag vir my 'n boek in die hand gestop van Dr. C.J. Skepper Strydom, wat handel oor koninginne in eie reg, en vir die eerste keer besef ek, maar dis nie net Engeland wat 'n koninklike familie het nie. Meneer Meyers het vir my baie meer begin vertel oor die Oranjes en die huis van Oranje se bande met Suid-Afrika en vir my leesstof wat hy uit Nederland bekom het gegee en so het dit my gegroei, die belangstelling daarin. En uiteindelik het dit nou tot by Blou Bloed gekom, wat ek vir die luisteraars en die lesers bitter dankbaar moet sê, hy is nou in die 3de druk, so die boek verkoop nog steeds baie goed. Daar is verstommende stories in daai boek, maar ek wou nou juist vir jou vra oor die ander koninklike gesinne, want dis nie net die Britte waaraan jy belangstel in die Britse monargie en die koningshuis, die Windsors nie. Jy het omtrent in elke Europese koningshuis weet jy omtrent alles van hulle en hoe hulle tradisies werk ensovoorts en kan gesaghebend daaroor praat. Ja, Pieter, ek moet net eers 'n regstelling daar maak. Ek het nie 'n vreeslike noodwendige belangstelling in die Windsors in die Britse koningshuis nie. Ek dink ek deel nog so 'n bietjie van oupa Royan se rebelsheid teenoor hulle. Stel belang in hulle doen en late, maar ek en Nicole Stassen het eendag vir mekaar gesê, ons wens ons kan verstaan wat die Afrikaners se obsessie met die Britse koningshuis is, want eintlik het ons meer rede om vir hulle kwaad te wees as iets anders. Maar ja, daar's 'n hele paar koningshuise en is baie interessante onderlinge verwantskap en verbintenis onder mekaar. Daar's in Europa nog 10 regerende monargieë. As jy teruggaan na die jaar 1914, wat nie so vreeslik ver terug is nie, dan besef jy dat daar teen 1914 eintlik in die ganse Europa net 2 lande was wat nie monargieë was nie.
So binne bestek van 'n eeu het daai prentjie totaal verander en wat my altyd interesseer het van hierdie goed is dat dit hierdie mense se interaksie onder mekaar, sekere besluite is wat hulle geneem het wat ook 'n direkte invloed op ons land en ons eie geskiedenis gehad het. As dit nou nie was dat die Engelse en die Duitsers in 1914 aan mekaar gespring het nie, dan was daar nie in Suid-Afrika 'n rebellie in 1914 nie. Dan was daar nie die republikeinse ideaal wat die politiek in die jare 30 en 40 so geweldig oorheers het nie. En sou ons eie geskiedenis dalk waarskynlik anders verloop het. So dis my baie belangrik om terug te kyk op die geskiedenis van hierdie mense se doen en late en dit van toepassing te maak op die stuk pad wat ons as 'n Suider-Afrikaanse nasie geloop het tot hier. Ja, in Bloubloed, al die stories het een of ander verband met Suid-Afrika en mense verstom om te sien hoe die invloed wat die koninklikes reg oor die wêreld op Suid-Afrika het. Vir my was een van die verstommendste stories, ek dink dit was PW Botha wat 'n stuk van Sandton onafhanklik laat verklaar het of so iets. Dis 'n vreeslike mooi storie daardie. Jy moet onthou Albanië was die enigste moslemland in Wes-Europa. En dit was 'n klein koninkrykie wat afgestig het en toe wil hulle 'n koning hê en hulle kry nie 'n koning in die hande nie, toe adverteer hulle die pos in die Times in Londen. Toe doen 'n paar ouens aansoek vir die pos om koning van Albanië te word, maar hulle kry toe nie 'n geskikte kandidaat nie. So generaal Ahmed Beyzogu verklaar homself toe tot koning Zog die eerste van Albanië. En dis hoe die huis van Zogu toe die Albaniese koningshuis geword het. Nou aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, kyk eers die Italianers het eers Albanië beset en toe nou die koning daar weggejaag. Is ook interessant, die koning moes 'n vrou kry en hy het sy mense die hele Europa aangestuur om vir hom 'n geskikte vrou te soek en hulle kry toe nie en die twee gesante kom toe in Budapest en hulle sit moedeloos voor die museum in Budapest. Hulle kry nêrens 'n geskikte prinses nie en hier's 'n meisietjie wat poskaarte verkoop en hulle besluit hulle gaan maar 'n paar poskaarte koop. Raak met die meisie aan die gesels en sy sê o nee, toevallig is sy eintlik die grafin Geraldine Apponyi, maar haar familie het na die Eerste Wêreldoorlog verarmd geraak, so sy verkoop nou poskaarte. Toe sê die gesante vir haar, wel, ons het 'n beter idee, wil jy nie koningin van Albanië word nie? Toe sê sy is reg en sy maak haar stalletjie toe en sy gaan saam en sy word die koningin Geraldine van Albanië. So daai storie is fantasties, maar die familie moes toe voor die Sovjetbesetting 'n vlug aanvanklik na Spanje, waar koning Zog toe dood is en sy seun die opvolger koning Leka moes toe verder vlug en hulle het uiteindelik toe in die destydse Rhodesië beland. Hy kon nie baie lekker met Mugabe oor die weg kom nie, beland toe in Suid-Afrika. En toe sy vrou, koningin Susan, sy was 'n Australiese meisie, swanger raak in 1982, toe lig hy protokol gewys vir eerste minister Botha daarvan in dat daar 'n troonopvolger vir Albanië in Sandton gebore gaan word en dat hy hartseer is omdat die ou grondwet bepaal dat 'n troonopvolger op Albaniese grondgebied gebore moet word. En PW Botha sê is nie 'n probleem nie. Winston Churchill het hierdie probleem gehad met die Joegoslawiese koning en die Kanadese het hierdie probleem gehad toe prinses Margriet in die oorlogstyd gebore moes word, prinses Margriet van Nederland. Ek doen dieselfde. En hulle verklaar vir 24 uur die kraamafdeling van die Sandtonse Medikliniek tot Albaniese grondgebied, sodat kroonprins Leka op Albaniese grondgebied gebore kan word. En daarom het hy en sy dogtertjie Geraldine vandag 'n wettige aanspraak op die Albaniese troon. Die storie wat my die meeste daarvan interesseer het, is dat ek nog altyd graag sou wou weet hoeveel ander kinders is daai dag daar gebore en hoeveel hardloop in Johannesburg rond wat nie weet dat hulle Albaniërs is nie. Ja, dit is 'n fantastiese storie, maar daar's baie ander stories ook. Ek dink is 'n Skot, Suid-Afrikaanse 'n boer eintlik wat 'n hele leer het in Skotland en een keer 'n jaar moet terugkeer soontoe as ek dit reg het. Ja, Bruce Murray wat daar in die Laagveld is. Bruce is die hertog van Atholl in Skotland. Dis een van die oudste adelike en hoogste adelike titels in Skotland. Om die waarheid te sê, die hertogdom van Atholl is so senior in Skotland dat sou Skotland ooit weer onafhanklik word van Groot-Brittanje en van die Verenigde Koninkryk en 'n monargie sou wou vestig, dan het Bruce Murray die eerste aanspraak op die Skotse troon, want hy stam direk af van Robert the Bruce, wat die eerste koning van Skotland was. Watter van hierdie verhale wat op Suid-Afrika van toepassing of 'n band met Suid-Afrika het, is vir jou
die verstommendste of die interessantste? Die Griekse koningsfamilie se verbintenis met Suid-Afrika, omdat daar soveel dimensies daarin is. Ek het altyd 'n groot ding gehad oor die Griekse koningsfamilie. Dit is 'n baie interessante ding, omdat hulle ook op 'n vreemde manier op die Griekse troon beland het. Die Grieke het 'n koning gehad en hulle het nie van die ou gehou nie. Hulle van hom ontsla en hulle gaan toe Londen toe om te vra of koningin Victoria nie een van haar kleinseuns aan hulle wil afstaan om koning te word nie. Toe sê sy nee, sy sien nie regtig hiervoor kans nie. Gaan vra vir koning Christian die 9de van Denemarke of hy nie dalk vir julle 'n seun het nie. Toe sê koning Christian nee, dis reg, een van sy jongste seuns kan maar koning van Griekeland word. En die hele onderhandeling is gevoer en dit word in die koerante aangekondig en die prinsie wat by die militêre akademie in Kopenhagen studeer, gaan sit toe tydens die pausetyd om sy toebroodjie te eet en die paleiskok het die toebroodjies in koerantpapier toegedraai. Dit was toe nou tuna broodjies en die visolie het nou deur die koerantpapier gesyfer en toe hy nou die koerant oopmaak, toe sien 'n foto van hom in en dit staan daarso dat hy van die volgende dag af die koning van Griekeland is. Dis hoe hy toe uitgevind het hy word koning George I van Griekeland. Nou sy direkte nasate het 'n baie lang verbintenis met Suid-Afrika gehad en het dit tot vandag toe. Die koningsfamilie was hier in Suid-Afrika tydens die Tweede Wêreldoorlog in ballingskap en die Griekse koningskinders het generaal Jan Smuts Papo genoem, oupa. En generaal Smuts is vandag nog in die koninklike familie bekend as Papo, oupa Smuts. En ja, die aanspraak op van die Griekse koningsfamilie op die troon in Athene bestaan vandag nog. Hulle storie met Suid-Afrika is my baie interessant. Daniel, jy het nou so vinnig genoem van die boardinghuis op Wellington, die Langenhoven Trust en so aan. Die liefde vir kultuurgoedere, vir kultuurdinge. Waar kom dit vandaan? Van albei my ouers se kant af. My ma was 'n groot leser, is nog steeds. So sy het van kleins af ons stories gelees en my bekend gestel aan Langenhoven. So ek het groot geword met Brollox en Bittergal, die Kersmiskinders, die Spreuke van Langenhoven, die spookstories van Langenhoven, al hierdie dinge. So die Langenhoven verbintenis, die liefde vir stories en daai element van die kultuur, dink ek het meer van my ma se kant af gekom. Van my pa se kant af het die geweldige liefde vir die geskiedenis gekom, omdat hulle groot geword het in die huishouding van die laaste Kaapse rebel. Iemand wat in die tronk was saam met Gideon Skeepers op Graafrenet. Iemand wat die lewe in die veld op kommando self beleef het en seker gemaak het dat sy kinders van hierdie goed weet. So oupa Royan het stories vertel en my pa het graag vir ons hierdie stories vertel. En wanneer ons dan by sy ouers in die Oos-Kaap gekuier het, dan het my pa die gewoonte gehad om vir my te sê, vra ouma moet vir jou vertel van ou Skoorbek. En dan vertel ouma die Humansdorp se geskiedenis en die stories van ou Skoorbek en Auntie Somes en so. So ek was dankbaar om die liefde vir die kultuur en die liefde vir die geskiedenis van albei ouers en albei kante van die familie af te kry van kleins af. Vertel ons van jou Europese draai. Ek is hier weg om te gaan kuier vir my broer wat in Londen gewoon en gewerk het vir so 3 weke. Ek was verskriklik moeg want dit was die periode wat ons net klaar was met die Langenhoven herbegrafnis in 2003. Dit was 'n enorme uitputtende periode. Ek was toe uitgesaai, ek het 'n klein sakeonderneming bedryf, ek het 'n boekwinkeltjie gehad en ek was gemoeid met arbeidsgenot en die Langenhoven herbegrafnis. So ek was regtig poot uit teen Maart van 2003 en my broer nooi my toe nou om 'n bietjie by hom vakansie te hou in Londen en ek vlieg toe Londen toe vir 3 weke en toe kom ek meer as 3 jaar later eers terug. So ek het toe in Londen bietjie in die toerisme wêreld gewerk en ook weer verder in die uitsaai wese. Ek was daar betrokke by London's Heart FM, uitgesaai van Leicester Square en so hier en daar elders ook koppelskakelinge gedoen met Hilversum 4 in Nederland en die Deense uitsaai wese. Ek was 'n kort periode in Kopenhagen, bietjie in Nederland ook gewees. So uitsaai wese, toerisme en die tipe van ding toe nou eintlik vir my besig gehou in Europa. Het jy in Engels uitgesaai? Engels, maar ook koppelskakelinge met senders in Nederland en Vlaandere. Maar my vir Afrikaanse weergawe van dit Nederlands taaltjie, moet ek wel gespreke. So het ons nou maar aangegaan met die soort van ding. Maar Engels, jong, kyk my Engels, ek kom uit die Karoo uit. Ons Engels is mos maar soos prepaid ligtyd. Hy raak mos net op 'n kol op. Dan is daar net niks meer.
Ek sê altyd my Engels sal in Februarie op. Jy is nie bang om met feite om te gaan nie en vir mense te vertel wat jy dink nie. So van die koninklik is nou nog gepraat. Jy het nogal 'n sterk mening oor prinses Diana. Ai, Pieter. Dit het dan nou so goed gegaan. Dit het dan nou so goed gegaan tot hier nou gooi jy my hier onder die bus in. Ja, ek is een van die wat nie die grootste ondersteuner van Diana is nie. Ek voel altyd dat die media het die arme vrou totaal vir die wolwe gegooi. Dit was aklig. Die vlak van openbare blootstelling waarin hierdie vrou blootgestel was en hoe dat haar hartseer en haar pyn en goedes geëksploiteer is om haar uiteindelik te dryf tot by hierdie tragiese einde wat dit was, maar nou het dit ook veroorsaak dat 'n groter gemeenskap haar soort van op 'n voetstuk geplaas het en amper 'n engelfiguur van haar begin maak het en die perfekte verontregte vrou en dit was nie heeltemal so nie. Diana het ook 'n skadukant aan haar gehad. Ek sê altyd kom ons wees nou ernstig hieroor. Ons kan nou skel oor koning Charles en sy hantering van hulle mislukte huwelik, maar wie was dit wat eintlik maar na die media gegaan het hiermee? Wie was dit wat self ook maar buiteegtelike verhoudinge gehad het? So met Diana is my benadering altyd, ek het haar jammer, ek het haar bewonder, maar 'n mens kan tog nie modder gooi met skoon hande nie. En nou, dis nou 'n mening wat ek nou gelig het en toe nou, soos jy seker weet, op die sosiale media vir 'n paar dae lank redelik bloedneus gekry het. Maar dit moet ook wees, 'n mens moet maar partykeer bloedneuse neem om 'n debat aan die gang te hou. Dink jy van 'n merwebloed loop sterk in jou are want jy het gesê daar was almal natte en jou oupa het geskeer en politieke toesprake geoefen. Jy het ook 'n kortstondige tydperk in die politiek deurgebring, dink ek. Ek het 'n vinnige tydperk in die politiek deurgebring, so van 2014 tot 2019 se koers was ek redelik betrokke in die politiek. Spesifiek gehandel oor die kwessie van dat daar wat my aanbetref regtig nie genoeg aandag gegee word aan die beskerming van kulturele beskerming van minderhede se erfgoed, taal en die tipe ding. Ek is baie gesteld op moedertaalonderrig. Ek is geweldig gesteld op die status van Afrikaans as 'n akademiese taal en 'n regstaal en 'n taal wat ten spyte van sy jeug regtig sy plek volstaan tussen die ander tale van die wêreld. En ek het nog altyd gevoel dat met die 1994 onderhandelinge en die oorgang na die demokratiese Suid-Afrika en die grondwet lê ons geweldig baie klem op grondwetlike beskerming. En hoekom sien ek dit dan nie? Wat het geword van die belofte dat ons 2 Afrikaanse universiteite sou bou? Wat het geword van die reg tot kulturele selfbeskikking vir alle minderheidsgroepe op gelyke vlak? So ek het tussen 2014 en 2019 in die politieke wêreld redelik beklei oor die kwessie van die erkenning van die selfbeskikkingsreg van minderheidsgroepe in Suid-Afrika. Maar uiteindelik toe op 'n punt gekom wat ek besef het, weet jy, ek voel my net gewoon nie tuis in hierdie wêreld nie. Ek het groot geword met politiek en politiek is of 'n geweldige eerbare ding of dis 'n totale moeras. En ek het begin voel nee, ek sak baie keer tot hier by my knieë in die moeras weg. Ek is nie meer lus hiervoor nie. So na die verkiesing van 2019 het ek toe besluit nie wat politiek en ek dink nie dis my wêreld daai nie. Daniel, is skryf vir jou werk? Is dit vir jou moeilik? Is dit vir jou moeite? Jy het nou 'n boek binne 22 dae herskryf. Is skryf 'n werk? Nee, is 'n vakansie. Nee, is 'n vakansie. Werk is werk. Moeite is mense. Mense kan my moeg maak. Ek is van nature eintlik meer introvert, so ek kan redelik goed vaar tussen 'n klomp mense, maar dan is ek moeg. Mense kan my vreeslik uitput. En dan skryf ek om my batterye te herlaai. So skryf is vir my ontspanning, dis vakansie, dis asem skep na die uitputting wat menswees vir jou kan gee. As jy nie lees of skryf nie, waarmee hou jy jou besig en nie werk nie? Kyk, die boardinghuis hou my verskriklik besig. Die Breitenberg sentrum, die boekklub wat ons op Wellington het. Ons het 'n boekklub met meer as 300 lede op Wellington. Ek het gewoonlik elke tweede Woensdag aand van die maand het ons 'n boekbekendstelling met een of ander Afrikaanse skrywer. So dis goed wat my geweldig besig hou. Ook dan nou die betrokkenheid by arbeidsgenot en die soorte van dinge.
en ander goedjies waarmee ek nou maar in die breër gemeenskap gemoeid is, buurtwagte en sulke soort van goedertjies en ja, so nee, ek hou my redelik besig met baie dingetjies. Ek sê nou nie altyd heeltemal ledig nie. Gelukkig nie. Daniel, waar is jy trots? Trots op ons herkoms, trots op ons geskiedenis, trots op ons pragtige land, trots op die feit dat ek diep in my hart weet dat elke liewe Suid-Afrikaner, geslag, ras, oriëntasie ongeag, sy grootste begeerte is net om dinge te laat werk, om met mekaar oor die weg te kom, om vir hulle kinders en die volgende geslag 'n beter bedeling te gee as wat hulle gehad het. En ek is trots daarop dat ons mekaar in die oë kan kyk en hierdie dinge kan sê totdat die een of ander politikus kom en dit totaal kom opvoeder. En ja, dis waarop ek trots is. Ek is basies trots daarop om Afrikaner te wees, om Suid-Afrikaner te wees en dat ek toegelaat kan word en die talent van die dierbare Here ontvang het om my beskeie bydrae te lewe daartoe om iets van ons herkoms, ons kom vandaan vir die volgende geslag te probeer bewaar op so 'n manier dat hulle inspirasie daaruit kan put om ook trots te wees op dit wat ons almal hier as Suid-Afrikaners het. En spyt, is daar iets waaroor jy spyt is? Spyt dat ek nie vroeër begin skryf het nie. Daaroor verwyd ek myself nogal baie. Daar was baie stories, daar was baie geleenthede, daar was baie tyd. Ek het dit nie noodwendig so goed gebruik nie. Ek sê dit nou met 'n bietjie huiwering, maar ek moet dit is tog vir my belangrik. Dit voel soms vir my asof die 4 jaar wat ek aan politiek spandeer het, beter sou gewees het as ek dit aan skryf spandeer het. Maar Langehoven het gesê met die waters wat verby is, sal jou meule nooit weer maal. Uit die assies op jou vuurherd sal jy geen vlam weer haal. So dit is 'n mens aanvaar dit nou, maar dit is 'n geleentheid wat ek laat verspeel het en nou moet ek inhaal en ek probeer om dit te doen. Jy doen dit op 'n baie goeie en teen 'n baie vinnige spoed. Jy het nou gesê jy was van kleins af geweldig nuuskierig, jy het altyd vrae gevra en belangstelling getoon. Wat verveel jou? Wat is vir jou onuitspreekbaar oninteressant? Kletspraatjies. Mense wat vir ure kan sit en praat oor goed wat absoluut net mense wat praat net om te praat. Soos ek vir jou sê, ek is tog onderliggend dink ek maar 'n redelike ernstige mens en ek soek altyd 'n bietjie diepte en ek soek altyd 'n bietjie inhoud aan iets. So dis vir my moeilik, dit raak vir my vervelig, my aandag dwaal verskriklik maklik as ek in 'n situasie is waar ek tussen 'n klomp mense sit en mense praat net om te praat. Dan dink ek, "Ag jong, wie jy hoe meer asem jy mors, hoe minder het jy na die einde van jou tyd toe." Moenie roekeloos daarmee omgaan nie. Maar nou sê 'n mens dit ook mos nou maar nie, jy weet. Ons nou maar diplomaties wees. Daniel Lotter, baie dankie. Die tyd het ons ingehaal. Dit was regtig waar verskriklik lekker om met jou te gesels. Baie dankie. Dankie Pieter, baie dankie vir die geleentheid en baie groete aan die luisteraars en sterkte met julle werk daar by RSG. Ek waardeer opreg. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.